Die Karoo is die semi-ariede hartland van Suid-Afrika. Sy wye oop ruimtes en bergreekse word yl bedek deur plantegroei, soos karoobossies, Nama Karooveld en 'n verskeidenheid vetplante. Met 'n grasveld hier en daar en 40% van hierdie flora kom slegs hier voor. Hierdie unieke landskap is 'n bron van inspirasie vir digters en kunstenaars. Dit is 'n oerland waarin fossiele ons 'n venster gee op prehistoriese tye. 'n Wye verskeidenheid geharde diere krap hier 'n kwesbare lewe uit. Sommige van hulle, soos die bergsebra en die blou kraanvol, is baie skaars. En almal van hulle is afhanklik van die wisselvallige reënval, nie standhoudende riviere en ander oppervlakwaterbronne. Dis ook 'n gebied waar noodsaaklike en gevarieerde landbou beoefen word. Bykans 60% van die wêreld se sy-bokhaar kom van hier af. Wanneer die reëns kom, verander die landskap byna magies in vloeiende groen grasvelde. 'n Magnifieke visuele fees. Al is dit maar kortstondig. Die lewensbloed van boerdery in hierdie wye gebied is ondergrondse mere of aquifers. En indien hulle besoedel sou word, sal hierdie ongerepte wêreld vir ewig verdwyn. Diep onder die natuurlike skatkis lê daar iets vasgevang in die leiaarde wat multinasjonale oliemaatskappye voorgee as die oplossing tot ons energietekort. Dit is aardgas. En die ontginningsproses daarvan kan moontlik landskappe soos die vir ewig verwoes. Kernmonsters van skaliegas is in 1969 ontdek tydens 'n soektog van die maatskappy Soekor. Maar destyds is daar bevind dat dit te duur sou wees om die gas wat in die Eka-skalie-rots van die Karoo vasgevang is, te ontgin. Die tegnologie om skaliegas te ontgin, wat bekend staan as hidroliese rotsverbrokkeling, oftewel fracking, is in die laat 40s deur 'n prospekteerder van Texas bekendgestel, maar dis eers in die 90s in die VSA in gebruik geneem, nadat dit bekostigbaar geword het toe die oliepryse skerp gestyg het. Dit word gebruik om dig vasgevangde gas uit nie-poreuse skalierots te bevry. Elke boorput word tussen 4 en 5 km diep geboor, tot waar die skalierots lê. Indien gas gevind word die boorput tot en met 12 km horisontaal uitgebrei. Dan word daar gate in die horisontale put geskiet, gevolg deur die hoë druk inspuiting van ten minste 9 miljoen liter water, gemeng met sand en bytmiddels wat die skalierots laat verbrokkel en sodoende die gas vrystel. Die sand of keramiekkrale hou die frakture oop. Skaliegas is metaan en brand baie skoner as steenkool. Shell en ander petroleummaatskappye het vir prospekteerregte aansoek gedoen by PASA, die Petroleumagentskap van Suid-Afrika. Shell se lisensieaansoek dek meer as 95.000 vierkante kilometer in die Karoo. Maar fracking het 'n slegte naam en word verbind aan vele, baie keer lewensgevaarlike neeweffekte, asook van besoedeling van die lug, grond, sowel as oppervlak en grondwater. Gevolglik is daar geweldige teenstand teen die proses van fracking en het die kwessie ontwikkel tot een van die mees omstrede strydpunte in die land. Dit sal katastrofies wees, definitief. If the whole exploration is going to create jobs, then we totally are 100% after it. Every single village in the Karoo is dependent on underground water. If the fracking process goes wrong, we will lose the entire communities. Ons moet weet dat as grondwater besoedel het, is dit iets wat ten minste vir die 30, 40, 50 jaar saam met ons sal wees. Die herstel daarvan is feitelik 'n onmoontlike taak. Shell has a bad name, and I think it has a bad record. So it's an amazing opportunity, especially in an environment where all of us are concerned about the security of energy supplies in general. Environmental organizations, civic organizations, Department of Water, Agriculture, everybody is concerned about it. Die ding gaan 'n geweldige impak oor die hele Suid-Afrika hê. Ons praat van die betrokkenheid van 5 provinsies wat gaan raak hierdeur. So die ding is 'n nasionale probleem. In die VSA het fracking tot die besoedeling van boorgat en oppervlakwater gelei. In hierdie reeks wat in 2004 deur die Bracken Eicher familie verfilm is, borrel gas in 'n waterstroom uit. Started happening the day they started fracking. So, yeah, let's go ahead and light it. Oh yeah, it burns. Yeah, I'd say. Keep your face out. The person with the exploration right can come in and choose to site the well
wherever they want to. They say that there's a consultation process with the farmers. The consultation ends when the farmer stops being cooperative, and the companies will just arrive with a court order, and that's the end of it. If you defy it, you're going to get locked up. Volgens wet is Shell verplig om die geïnteresseerde en geaffekteerde partye die geleentheid te bied om kommentaar te lewer op die ontwerpbestuursplan. Hierdie is die laaste geleentheid wat diegene wat teen die hidroliese fraktueringproses het, om die moontlik verwoestende proses stop te sit. Dit is vir my onaanvaarbaar dat hierdie ding kan toegelaat word om so ver te kan gaan. When we leave our operations, whether it's after 1 month or 30 years, that we leave it in a better state than we have found it. So the remediation, the rehabilitation, the bringing back of the biodiversity is a critical part of the way we operate. So ek moet beklei om my op die plaas te hou. En vanaf Agri Oos-Kaap en Glo Agri Suid-Afrika. En dan ander mense wat ook betrokke is in hierdie ding, gaan fracking teestaan so ver as wat ons kan, want hulle gaan krap met mense se lewens. Die Karoo kan industriële woestynny word, indien eksplorasieregte aan soveel partye toegeken word, sonder die vermoë of die kennis om dit te polisieer. Hierdie nuwe gasbedryf is ongereguleer, en inderwaarheid is daar nie tans omgewingswetgewing wat op fracking van toepassing is nie. Van tevore was daar nog nooit 'n enkele aktiwiteit, fracking, wat so groot area van Suid-Afrika bedreig nie. Die Karoo Kompas het een van die langste en ergste droogtes in mense jeugenis en het slegs oorleef danksy grondwater. Hierdie ondergrondse waterbronne en hoe hulle aan mekaar verbind is, bly 'n saak van duisternis en fracking is dus 'n werklike bedreiging. Die voorkomende beginsel in ons wet op nasionale omgewingsbestuur vereis dat waar daar twyfel is oor die impak op die omgewing en mense, moet voorkoming van moontlike negatiewe impakte voorkeur geniet. Sonnige en winderige Suid-Afrika het energie nodig, maar is gas die oplossing? Kan ons werklik bekostig om te dobbel met die toekoms van die Karoo en sy mense, in ruil vir 'n paar werksgeleenthede en korttermyn winste vir meestal buitelandse maatskappye?